Baie welkom, ons is besig met 'n reeks oor baie interessante Bybelfigure en ek wil graag vir die volgende aantal kere nog stilstaan by 3, 4 ander baie belangrike Bybelkarakters. By hierdie geleentheid bietjie kyk wat leer ons uit Samuel se lewe, een van die grootste profete wat ons van lees in die Bybel. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna na die lewe van Paulus en Petrus. En toe ek nou dink oor waarmee sal ons afsluit, toe besef ek, ons moet 'n slag gaan kyk na Jesus se lewe hier op aarde. Nou goed, dis vir die volgende aantal kere. Ek wil by hierdie geleentheid dan saam met jou 'n oomblik stilstaan by Samuel se lewe. Samuel was een van die baie groot en baie bekende profete wat die Here gebruik het op 'n kragtige wyse om die volk van die Here terug te bring na die Here toe. Om hulle by belydenis van sonde, by die bring van hulle offers en die regmaak met God uit te bring. Wat interessant is dat mense ook besef dat Samuel was die laaste een van die rigters gewees. Nou die rigters was persone wat God spesifiek gaan roep het en hulle deur sy gees bekragtig het om vir sy volk Israel leiding te gee en om vir hulle te verlos van hulle vyande. So weet ons daar was Samson gewees wat met die Filistyne, die Here het hom kom bekragtig om die Filistyne te oorwin. Ons weet van Gideon wat die Here kom bekragtig het, wat hy ook bang was en in homself te swak gevoel het. Die Here hom bekragtig het om die Midianiete te oorwin. En hier sien ons weer die Filistyne wat besig is om die volk van die Here te treiter en te vervolg. En die Here roep vir Samuel en hy gebruik vir Samuel om die volk terug te bring by die Here sodat die Here die oorwinning gee oor die Filistyne. Maar dit is 'n baie mooi en interessante storie. Voor ons daarby kom, wil ek vir jou hartlik uitnooi om vir ons te kontak as daar iets op jou hart is. Ons telefoonnommer is 'n WhatsApp nommer. Skakel ons gerus by 079 195 1586. Ons sal graag wil hoor hoe gaan dit in jou hart en wat doen die Here in jou lewe? Waarvoor kan ons bid? En as daar enige bestelling van 'n boek is of as jy wil deel word van die sosiale media boodskappe wat ons elke dag uitstuur, laat weet vir ons. Ons is op Instagram, Facebook en op X beskikbaar en al hierdie boodskappe is beskikbaar ook op YouTube. So kyk gerus dat jy kan ook dit weer gaan luister of jy kan selfs die skakels aanstuur vir mense wat dalk nie DStv kan opvang of kruiskyk by betrokke kan wees nie. Nou, ek het gesê ons wil graag bietjie praat oor die lewe van Samuel. Nou, Samuel is gebore uit 'n vrou wat baie lank gepleit en gebid het vir 'n kind. Sy kon nie swanger raak nie. Sy kon nie kinders hê nie. Sy selfs gespot oor haar kinderloosheid. En hoe sy by God gepleit het en gevra het, Here asseblief, sal U nie vir my 'n seun gee nie. En ek sal hierdie kind wat U vir my gee, sal ek aan U toewy. En ek sal hom vir U diens gee. En ek sal hom vir U gee, dat hy vir U kan dien van kleins af. En die Here het haar gebed verhoor en vir haar die voorreg van ouerskap en moederskap gegee. En dit uit Hanna se lewe is Samuel gebore. Nou kom ek lees net vir jou daardie baie interessante gebeure waar sy met haar hart na die Here toe gaan, soos ons ook. Ons wil na die Here toe gaan met elke behoefte en elke swaar en ons weet hy kan ons gebede verhoor. Ons weet die Here is magtig en in staat om te gee ver bo wat ons bid of wat ons dink. En sy die Here vertrou, al is sy onvrugbaar en kan sy nie kinders hê nie, by die Here is alles moontlik. En daarom is sy by die tempel en bid sy en luister wat gebeur spesifiek by die geleentheid. Staan in 1 Samuel 1 hier van vers 9 lees ek vir ons saam. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer. En terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares
wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here daar gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagtes gepraat en gebid. Net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep neergedruk is en ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en die leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En dan sien ons die wonder gebeur dat Hanna raak swanger en sy en Elkana het 'n kind en hulle noem die kind Samuel, van die Here afgevra, van die Here afgebid. Dis wat Samuel beteken. En sy het hierdie kind mooi groot gemaak, van kleins af versorg en gevoed, totdat hy groot genoeg was dat sy hom kon vat na die tempel. En sy jong seentjie, sy daar na die tempel, na Eli gebring, wat haar aangehoor het, toe sy gebid het vir hierdie kind. Sy het vir klein Samuel afgegee, en daar was 'n wonderlike verstandhouding gewees. Samuel het daar sy lewe gegee vir die Here, en hy het die Here lief gehad van kleins af, en hy was aan die Here toegewy gewees, en hy was regtig 'n kind wat naby die Here geleef het, en daar in die tempel gebly het, en ons lees die wonderlike verhaal van hoe sy ma hom ook nie vergeet het nie, maar vir hom klere gemaak het, 'n mooi manteltjie elke jaar vir hom gevat het, en hoe dat daardie band steeds daar was, maar Hanna het haar ooreenkoms met God, haar gelofte nagekom, en hierdie kind vir die Here se diens afgegee. En dan roep die Here vir Samuel as 'n profeet, op 'n baie jong ouderdom, nog nie eens die Here se stem geken nie. Een nag hoor hy, iemand roep na hom. Hy dink dis Eli, hy staan op, en hardloop daar na Eli toe, hy sê, hier is ek, wat wou u hê? Hy sê, nee, ek het jou nie geroep nie. En toe hy weer gaan, sê hy, nee, maar ek het jou regtig nie geroep nie. En toe hy derde maal gaan, toe sê Eli vir hom, toe besef hy, dis die Here wat besig is om met Eli te werk, met Samuel te werk, en dis die stem van God wat nou met hom praat. En toe sê hy vir Samuel, as jy weer hoor dat iemand jou naam roep, sê, hier is ek, Here. Praat met my, Here. Ek luister, ek is hier, praat met my. En dan sien ons net hoe sy roeping plaasvind, waarvan ons meer lees in 1 Samuel 3. Hier vanaf vers 10 af, lees ek vir jou net saam. Die Here het gekom en gaan staan soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel. Samuel sê, praat Here, u dienaar, luister. En die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor se ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat hy sy familie vir altyd gaan straf. Dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Hier hoor klein Samuel die stem van die Here, wat hom roep as 'n profeet, en sê, ek wil met jou praat, ek gaan in 'n noue verhouding met jou wees, en ek gaan vir jou my boodskappe kom gee, Samuel, jy is my profeet, wat my boodskappe moet gaan uitdra, en die eerste boodskap is 'n verskriklike swaar boodskap. Jy gaan vir Eli moet sê, dat my oordeel oor hom en sy huis gaan kom.
Want sien, daar was al 'n profeet van tevore gewees, wat vir Eli gesê het, weet jy wat jou seuns doen? Hoekom tree jy nie op teenoor hulle nie? Jy sien hoe dat hulle die beste van die vleis vir hulle vat, en hoe hulle ongeskik met die mense is, en hoe hulle nie steur aan die tempel se reëls en regulasies nie, en hoe dat hulle maak net soos wat hulle wil. En die ergste van alles is, hulle slaap by van die vroue wat daar in die tempel werk. En jy raas met hulle, maar jy los dit. Jy tree nie op nie. Dit help nie, jy sê vir hulle dit is verkeerd nie, hulle weet dit is verkeerd, maar jy moet optree dat dit stop. En omdat jy nie geluister het nie, Eli, sal my oordeel oor jou en jou seuns kom. En dis die verskriklike boodskap wat Samuel moes oordra. Hy moes vir Eli gaan sê, God se oordeel het oor jou huis gekom. En dan sien ons die hartseer verhaal. Die Filistyne val aan. Die Filistyne is daar, die Filistyne is besig om Israel weer aan te val en te beroof en dood te maak. En hulle roep tot God. Maar hulle verhouding met God is nie reg nie. Nou probeer hulle, terwyl die Filistyne besig is om die oorhand te kry, raak die volk al meer benoud, en dit toe sê hierdie twee seuns van Eli, Hofni en Pinjas, wat gaan ons nou doen? Dit lyk nie vir ons asof God by ons is nie. God het sy rug op ons gedraai. Die Filistyne is besig om oor te neem. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Dan sê hy, kom ons gaan haal die ark uit die tempel uit, want die ark is die simbool van God se teenwoordigheid. Kom ons bring die ark hiernatoe. Dit sal 'n gelukbringer wees. Hy sal dan help dat ons die oorlog wen. Dan gaan haal hulle dit. Haal die ark, en wat gebeur? Dit werk toe nie as 'n gelukbringer nie. Die vyand wen en verslaan vir Israel. Dit is verskriklik, daar staan omtrent 30.000 voetsoldate van die volk van die Here is doodgemaak. En die hartseerste van alles, Hofni en Pinjas sterf ook. En wat lees ons oor die ark? Hulle het die ark gevat. Die Filistyne vat die ark van die Here hierdie uit die heilige van God se teenwoordigheid in tempel, dra hulle hierdie ark na die oorlogsterrein, en toe hulle verslaan is, toe vat die Filistyne dit as oorlogsbyt. En nou kom hierdie slegte nuus, kom nou na Eli toe. Eli sit daar en wag, is daar enige nuus? Hy hoor die volk het so aan die juig en geskree geraak, toe hulle die ark sien, en wat het toe gebeur? Dan kom die slegte nuus om te sê, jou twee seuns het albei gesterf. En die hartseer is, hulle die ark van die Here gevat. Eli, wat 'n groot man was, 98 jaar oud, so ontstel geraak dat hy agteroor val op sy stoel en sy nek breek. En as hy en sy twee seuns daar dieselfde veldslag wat die ark geroof is, gesterwe en om die lewe gebring. Die hartseer verhaal van ongehoorsaamheid om onder die sambreel van God uit te beweeg en dan in hierdie ellende te beland, waar jy nie onder God se beskerming is nie. Nou, hiervandaan af het die Filistyne, lees ons die verhaal, maar net aangegaan. Hulle het geheers oor Israel, en daar was gedurig deur stryd gewees, en oorlog gewees, en toe Samuel opgestaan en die volk teruggeroep tot bekering. Toe gebruik die Here sy profeet om vir hulle te sê, julle het gesondig teen die Here. Hoe kan julle dink dat God aan julle kant is, as julle julle rug op hom gedraai het? Hoe kan julle dit wil hê, God moet julle nou weer help, as julle nie by hom is nie? Julle moet julle sondes kom bely, en julle moet offers bring, en julle moet met God regmaak, en julle moet julle bekeer. En dis die wonder wat gebeur het. En toe hulle as volk saam met Samuel na die Here roep en pleit, Here kom help ons, ons kan nie teen die oormag van hierdie Filistyne, kan ons niks doen nie, ons is verslaan, ons is so swak, Here, ons kom terug na U, ons is van U afhanklik, nie net om uit die moeilikheid uit te kom, maar om vir altyd vir U te dien. En daarom sê Eli, dan moet julle, sê Samuel, dan moet julle ontslae raak van julle afgode. Julle moet ontslae raak van die Baal, afgode,
en julle moet ontslae raak van die Astartes. Dit was gelukbringers vir vrugbaarheid. Hulle het hierdie gode gedien, want Baal was die god van vrugbaarheid, wat die reën skenk. En daarom pleit hulle, dat hulle tog goed moet hou met Baal, sodat hulle oeste het, en sodat die reën sal kom. In plaas van om na die Here God te gaan, het hulle na Baal toe gegaan. En die Astartes was afgode van vrugbaarheid ook, maar van seksuele vrugbaarheid. So, sy was die godin gewees, wat al hierdie boosheid en die onsedelikheid onder die volk gepropageer het. En nou sê Samuel vir hulle, julle moet nie dink God sal aan julle kant kom staan, as julle nie julle rug draai op die Baal en die Astarte afgode nie. Julle gaan moet weet dat julle met julle hele hart na hom toe terugkom. En dis wat gebeur het. Samuel roep die volk terug tot berou en bekering en hulle bid dan vir God. En dan staan God op in hierdie stryd. En hy stuur donderslae en donderweer, wat maak dat daardie Filistyne onder mekaar verward raak en mekaar begin doodmaak en vlug vir hulle lewe. En die uiteinde hiervan is, dat hulle terugkom na God toe, en dat Samuel vir hulle sê, kan julle sien dat God julle verlos het, dat God die vyand oorwin het, dat julle op hom moet vertrou, en nie op enige iets anders nie, en dat julle vir die afgode geen plek moet gee nie. Die hartseer hiervan is dat die volk het toe met al die skade, het hulle betyds met God reggemaak. En al die verliese wat hulle gehad het, en die hartseer wat hulle gehad het hulle met God reggemaak, en het God hulle weer genadig gewees. Dis die wonderlike verhaal van die terugkom van die volk van die Here, terug na die Samuel, die profeet, se roeping om te sê, julle moet die Here alleen dien, en hom alleen volg. En dan sien ons, dat hulle die pad van die Here stap, en dat daar versoening kom, en vergifnis kom. En dan is daar 'n wonderlike volgende gebeure wat ons van lees. Is dat hulle kom by 'n punt wat hulle sê, maar ons wil ook 'n koning hê. Want al die volke rondom ons het konings. Hoekom kan ons nie ook 'n koning hê wat vir ons gaan leiding gee? Samuel het natuurlik persoonlik baie erg op homself geneem. Hy het persoonlik opgeneem en gedink, ja, julle wil my as profeet nie meer hê nie, julle verwerp my. Julle hou nie van my nie. Julle draai julle rug nou op my, en hy was gebroken, hy het na God toe gegaan, en vir die Here gesê, ag Here, wat het ek dan verkeerd gedoen? Dat die volk hulle rug op my draai, en dat hulle my nie meer wil hê, om hulle te help en te lei nie. Maar nou soek hulle, soos al die ander heidene nasies, soek hulle ook 'n koning. Lang storie, by ou end het die Here vir Samuel gesê, Samuel, dis nie oor jou nie. Dis nie dat hulle teen jou draai nie. Samuel, hulle is eintlik teen my. Hulle is ongehoorsaam aan my. Hulle wil nie meer luister wat die profeet sê, die Here sê nie. Hulle wil 'n koning, 'n mens hê. En hulle wil ook, soos die ander, hierdie belangrike koning hê, wat met sy gevolg en al sy blink en al sy wonderlike dinge, wil hulle nou ook so wees. En God het sê, ek laat dit toe. En toe het hy vir hom opdrag gegee, om 'n koning te gaan salf. En ons weet wat toe gebeur het, dat op die ou end het hulle daar 'n klip opgerig, klip genoem Ebenezer, sê tot hier toe het die Here ons gehelp, was 'n monument van God se getrouheid, God se troue sorg. En dan lees ons dat die eerste koning, hulle is nie meer tevrede met Eli nie, met Samuel nie, en Samuel se 2 seuns nie, hulle wil nou ook 'n koning hê. Want sien, die 2 seuns het nou ook soos Hofni en Pinehas, het ook nou eintlik maar gemaak dat hulle soek 'n koning, want die 2 seuns van Samuel was ook maar nie baie mooi gehou by die regulasies in die tempel en die reëlings nie, en hulle self bevoordeel en omkopery was aan die orde van die dag, en hulle het net gevoel, nee, ons soek nou 'n koning. En dan die opdrag om vir Saul te gaan salf.
Nou interessant, hoe die Here nou goed beskik. Want ons lees daar by Kus is die man Kus, sy naam, baie bekommerd oor sy donkies wat weg is. En nou vra hy vir Saul, vat die diensknegt saam, gaan soek asseblief my donkies. En hulle, die een dag na die ander loop hulle in die veld, hulle kry nie die donkies nie. En dan is hulle moedeloos op 'n plek dat hulle sê, kom, ons gaan vra, hier is 'n profeet hierso wat ons van gehoor het, sy naam is Samuel, kom ons gaan vra vir hom, dat hy vir ons sal wys, by God sal vra, waar die donkies is. En dan op 'n wonderlike manier kom Saul by Samuel uit, wat vir homself tot koning, natuurlik het hy ook weer al die verskonings van die wêreld gehad. Saul sê, o nee, kyk, ek kom uit Benjamin stam uit, dis die kleinste stam van almal. Ek is uit die eenvoudigste familie. Kyk, ek het nie aansien nie, ons het nie aansien in ons familie nie. Ons is niks nie. Maar daar staan dat Saul hy was dark, tall and handsome. Hy was 'n groot man gewees en 'n pragtige. Hy staan eintlik, hy is die mooiste man gewees in Israel. Onder die volk was hy uitgeken en hulle en daarom het hulle hom aanvaar as hulle koning ook toe Samuel op die ou end vir hulle bymekaar kry by Mispa. En hy sê, nou gaan ons met die lot bepaal, dat die Here bevestig wie die koning moet wees. En so is tot by die stam van Benjamin gevorder, en toe uit die stam van Benjamin uiteindelik by Kus se seun Saul uitgekom. En toe sê hulle, die lot het bepaal dat dit Saul moet wees. Waar is Saul? Nee, Saul is weg. Hulle kry hom nie. Hy gaan kruip weg tussen die bagasie. By ooit kry hulle hom daar en bring hom. En sê, die Here het aangewys dat jy die koning sal wees. En toe salf Samuel vir Saul as die koning, die eerste koning van Israel, en dan die wonderlike verhaal hoe dat hy vir 42 jaar het Saul geregeer. Maar weet jy, die hartseer is dat hy begin ongehoorsaam raak het. Daar was 'n krisis by die Filistyne en Samuel moes kom om die offer te bring en hy bly weg en hy talm en Saul se geloof is daarmee hede en hy's bang en bevrees en sê hy gaan nou nie langer vir Samuel wag nie en toe bring hy die offer. Hy's daarom ons nou die koning, so hy kan seker dit ook doen. En toe het hy overstep these boundaries. Op die ou end het hy ongehoorsaam gewees aan God en aan wat die profeet vir hom gesê het, wat God se wil is, en God het hom daaroor kwaadlik geneem en gesê, omdat jy nie luister nie en ongehoorsaam is aan my opdragte, sal ek die koningskap van jou wegneem. En dan was natuurlik die tweede ingrypende gebeure wat die finale, wil ek sê, spyker in die kus was, die finale nekslag oor die koningskap van Saul, toe die Here vir hom geroep het om te sê, jy moet die Midianiete gaan verslaan, en ek sal by jou wees, en ek sal jou suksesvol wees, maar jy moet sorg, dat jy niks spaar nie, alles om die lewe bring, groot en klein, al die vee, en die koning, en almal moet jy uitroei met die bandvloek. Nou ons lees van, dat Saul toe nou dit gedoen het, maar hy spaar toe vir Agag, en hy spaar toe 'n klomp van die mooiste vee, van die stoetdiere hou hy uit, en nou, toe kom Samuel daar by hom, en Samuel sê, het jy gedoen wat die Here vir jou gesê het? En nou begin Saul verduidelik, ja, hy het gedoen, maar hy was net gedeeltelik gehoorsaam, nie heeltemal nie. Dan sê Samuel, dis ongehoorsaam, en dit is sonde, en jy het jou rug op God gedraai, en God gaan die koningskap van jou wegneem. Kom ek lees net vir jou, wat daar in 1 Samuel 15 staan. Samuel sê vir hom, waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie, en waarom het jy jou aan die buit vergryp, en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister, en ek het gegaan, en ek het gedoen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van die Amalekiete hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat is, die manskappe, en die beste van die wat van kant gemaak moes word, om dit aan die Here, die God, Here, die God, u God, in Gilgal te gaan offer. Maar Samuel antwoord hom, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee,
Gehoorsaamheid is beter as offerande en om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, uitsinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. En omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Dis die hartseer einde van Saul se lewe wat ongehoorsaam was. En dis eiesinnigheid. Jou eie kop te volg is eintlik 'n afgoderry, sê hy. Jy volg 'n ander god. Dis eintlik om te luister na hierdie ander stem van die vyand, die duiwel, is eintlik waarsêery. Dis om jou bloot te stel aan die bose en oop te wees vir die bose. Jy het gesondig en die Here verwerp jou. En dan ken ons nou die verhaal. Op die ou end het hy hom gevat na Dawid toe en nie die aansienlikste man van Isaai se seuns gesalf nie, maar vir jou skaapwagtertjie wat almal geminag het, het die Here sy hart gesien en vir Dawid gaan salf as die volgende koning wat vir Saul opgevolg het. En dan kan jy maar gaan lees in 1 Samuel 12, daar die wonderlike getuienis oor Samuel se mooi lewe en hoe dat hy altyd sy pad reg het geloop het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons so kan leer ook uit die lewe van Samuel. Here, om te luister na U en om gehoorsaam aan U te wees. So kom help ons, Here, en as ons van U afdwaal, dat ons na U dadelik sal terugkom. Dankie vir vergifnis by U. Dankie vir 'n nuwe kans wat U nou ook gee, want dis U wat met ons praat deur Samuel se lewe. Help ons om nou gehoorsaam te wees in Jesus naam. Amen.